Kom ons buig ons hoofde, dan gaan ons saam bid in die seën van die Here vra. Hemel, dankie. Here, dankie dat ons U kan loof en prys. Dankie dat ons U naam kan groot maak, dat ons U kan verheerlik. Want Here, U kom toe al die lof en al die aanbidding van ons harte tot in ewigheid. En dankie dat U so getrou is. En Here, dankie dat U die Alfa en die Omega, die begin en einde is van alle dinge. Here, van die dag dat ons gebore is, tot die dag dat ons sterwe, is U altyd daar en daarna vir ewig ook altyd. Dankie dat U saam met ons stap. Here, dankie dat U ook nou hier is, om ons verder te seën, en met ons te praat as ons gebed in Jesus naam. Amen. U kan die sitplekke neem. Nou broeder en suster, is my voorreg om ook 'n paar kinders vanoggend aan die Here toe te wy, en dis vir my baie spesiaal vanmôre. Ek het gesien, een van hulle is nou net uit, so ek hoop sy gaan nou vinnig terugkom. Ek gaan dan vra dat die ouers en die kinders wat ingeseën gaan word, saam met die oumas en oupas, net na vore gaan kom en die voor gaan kom staan asseblief. Daar sê, dankie Sean, julle, en Lani en Jacques hulle, ja, jy kan nog net gou kruisreg. Nou broeder en suster, hierdie gesin kom ek donkie jare mee saam, en is baie groot voorreg vir my, om hulle vanoggend, hallo Sissa, om hulle ook aan die Here toe te wy vanmôre, 2 van die kiddies, en ek is baie opgewonde daaroor. Wow, sy het definitief ma's, ja, ek wou nou sê die gene, dis definitief daar. Tannie, Sissie, jy sal maar moet kom bystaan, jong, dit is nou maar so. Nou, dit is so interessant, Sis is hierdie jaar matriek, en nou is al klein nooi, so ja. Nou broeder en suster, en ek wil hê julle moet vanoggend baie mooi luister, want ek weet van julle is nou op pad buiteland toe, en die kans wat ons julle weer gaan sien is nie baie goed nie. Ek is so bly julle is hier, om die regte ding te doen. Want dit wat julle vanoggend as ouers doen, is die belangrikste ding wat julle ooit vir julle kind kan doen. Want wat doen julle vanmôre? Julle bring hierdie dogters na die Here toe om te sê, Here, hier is my kind. Asseblief seën my kind, wees vir my kind 'n God van naby en stap saam met my kind elke tree van die weg. Wow, iemand is baie moeilik vanmôre, ma. Baie. Sy's nie happy nie, wat het julle aan haar gedoen? Ek dink ek moet haar, wat, julle moet hom uit, hy moet uit. Is dit waaroor dit gaan? Okay. Die rokkie is uit, nou sy happy. Dis nou 'n eerste vir my by enige inseëning, dat die kind nie gelukkig was met die rok wat hulle aan het en hy moet uit. So, hoekom doen julle vanoggend wat julle doen? Hoekom bring julle hierdie dogtertjies na die Here toe? Dis eintlik heel eenvoudig. Dis 'n opdrag van die Here. Want ons sien daar in Matteus 19 vers 13 tot 15. Sjoe, mens kan sien is 2 niggies, hulle is ewe moeilik vanoggend. Toe bring hulle kindertjies na hom dat hy die hande op hulle moet lê en bid. En die disippels het hulle bestraf. Maar Jesus sê, laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my te kom nie, want al sulke spoor die koninkryk van die hemele. En hy het die hande op hulle gelê en daarvandaan vertrek. Nou wat doen ons vanmôre? Here het gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want al sulke spoor die koninkryk van God. En dis die wonderlikste ding wat ons kan doen, om te sê, Here, hier is my kind, asseblief, sien dit my kind vanmôre. Want U het gesê, ons moet die kindertjies na U toe bring. U het gesê, ons moet nie in hulle pad staan nie. Ons moet hulle nie verhinder nie. Want, aan sulkes behoort die koninkryk van God. En ek weet dat die Here julle gaan seën vanmôre, en vir julle gaan help saam met julle kinders. Ek wil net vir julle elkeen 3 vragies vra vir die ma's en pa's. Erken julle in die aanbieding van hierdie kindjie dat sy 'n genadegawe van God is, en dat julle bloot as voogte oor God se erfdeel aangestel is? Wat is julle antwoord? En dan beloof julle in die teenwoordigheid van God en sy gemeente, dat julle hierdie kindjie tot die beste van julle vermoë sal opvoed in vrese, kennis van die Here,
deur deeglike onderrig in die Christelike leer en deur 'n voorbeeldige en godvrugtige lewenswandel? Wat is julle antwoord? Dan ongelukkig die moeilike vraag, erken julle dan ook dat die God wat hierdie kindjie aan julle gegee het, die volste reg het? Indien hy in sy wyse raad het mag gebied om die gawe weer van julle te neem en beloof julle dan, indien dit sou gebeur, maar as gelowige saam met Job te sê, die Here het gegee, die Here het geneem, loof die naam van die Here. Wat is julle antwoord? Nou broeder en suster, ek gaan vra dat jy gaan opstaan, ons gaan hierdie 2 dogtertjies aan die Here toewy, en ons gaan probeer om ons hande op hulle te lê. Ek weet nie of ons dit gaan regkry vanmôre nie, maar ons gaan try. Ek gaan vra dat my pastore net vir my gaan kom help asseblief, en ons gaan vir die Here vra om te help vanmôre. OK, daar sê Here Jesus, dankie dat ons vanoggend vir Jessica, Melissa Ellerman kan toewy in die Here, en ons sal van die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, ook vir ma, salf ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en vir pa salf ons in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Vir Amorey Brits salf ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Vir mamma salf ons in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Vir pappa salf ons in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En Here, dankie dat ek vir Jessica, Melissa Ellerman vanoggend na U toe kan bring. Here, saam met hierdie ouers en haar kan opdra aan U. Ek wil vra Here dat U op hierdie oomblik U hand op hierdie pragtige ou dogtertjie gaan lê. En Here, dat U ook vir pappa en vir mamma gaan help om haar op te voed in vrees en kennis van die Here. Here, dat hierdie ou dogtertjie U gaan ervaar van kleins af en die regte voorbeeld sal kry ook van die ouers, van die oumas en oupas, die boeties en die sissies, van kleins af. Here, dankie dat U seën oor haar is en dat U vir haar wonderlik onderneem, en soos U haar ook nou vir die ouers gegee het, gee ek haar terug vir die ouers, en ek vra Here dat U hulle gaan help, waar hulle ook, Here, met 'n nuwe uitdaging begin, in hulle gesin, in 'n ander land, dat U vir hulle gaan help, dat U vir hulle gaan onderneem, dat U gaan voorsien. En dankie dat U getrou is, Vader, en dankie dat U ook vir die oumas en oupas seën, op 'n besonderse wyse, Here, en vir hulle help. Ek draak dan nou vir Amorey Brits aan U op, Here, dankie dat U al ook seën, dat hierdie ou dogtertjie seën, en dat U vir haar gaan onderneem, en dat U vir haar God van naby gaan wees, al die dae van haar lewe, en dat sy U gaan ervaar al die dae van haar lewe, in Jesus naam. Here, soos jy ook gegee het vir die ouers, gee ek haar nou terug vir die ouers, en ek seën ook vir pappa, vir mamma, seën hulle en help hulle, Here, om hierdie ou dogtertjie in U vrese groot te maak. Ook vir oupa en ouma, dat U hulle gaan gebruik tot eer van die naam. En dankie dat U getrou is, Here, die lof en die ere kom U toe. Amen. Kom ons sing hulle toe. Laat hierdie seën op hul daal. Ag, jette, hulle is so moeilik vanoggend. Dis okay, ou liefding. Dis okay. Laat hierdie seën op hul daal, tegen uit Sion hul bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil Heer U seën oor hul gebied. Kan die sitplekke neem, ons gaan hulle net geluk wens, baie dankie. Goed, Jacques. Soveel seën. Ons moet hopelik sien nog voor julle gaan.
Prys die Here. Asseblief, na diens moet julle nie wegraak nie, ons wil net foto's saam met julle neem, hoor. Ons het 'n mooi bord en alles wat ons gebruik. Nou broeder en suster, is 'n boodskap waaroor ek al lank stoei en ek kon ook nie alles in een boodskap ingepas kry nie, so het gaan in 2 dele wees. Vandag en oor 2 weke sal ek deel 2 bring. Ek wil vir jou iets vra. As mense vir jou gaan vra, wat kan jy vir die Here doen? Wat is jou antwoord? Ek vra net, want ons as kind van God moet iets vir God doen. So, as die Here na jou toe kom en vir jou vra, maar wat gaan jy vir my doen? As mense vir jou vra, wat gaan jy vir die Here doen? Wat gaan jou antwoord wees? Het jy 'n antwoord? Hoopelik het jy een. Maar kom ek sê vanoggend vir u, en dis waarmee ek wil begin. Die Here soek nie wat jy het nie, hy soek jou. Want alles behoort in elk geval aan hom. Die Here soek nie jou geld nie. Wie wat die Here soek nie is jou talente nie. Ja, hy wil dit gebruik, maar hy soek vir jou as persoon. So hy soek nie wat jy het nie, hy soek jou. Maak dit sin? So as ons sê, wat kan ek vir die Here doen? Ek kan myself vir God gee. En van daar af sal dinge begin gebeur. So dis die eerste stap om te sê, ek gee myself vir die Here. Ek het hierdie week 'n begrafnis gehad van Tannie Joey, sy het altyd daar gesit, daar waar julle nou sit. Was so baie jare in die gemeente, in die afgelope paar jaar kon sy nie meer regtig sien nie, en ek het by die begrafnis vertel hoe sy partykeer haar bloesie onderste bo aangehaal het as sy hier kom, want sy kon nie sien nie. Dink ek een keer is sy 2 verskillende soorte skoene ook aangehaal as ek nie mis het nie. Sy kon nie meer sien nie. Maar wie wat, sy was in die kerk, sy het nie verskoning gehad nie, en sy het vir haar kinders gesê, ek wil kerk toe gaan, en sê hulle, mama, ek wil kerk toe gaan. En wie wat, dat ons verskonings al gekry koud, en ek voel nie lekker vanoggend nie, en ek sê lus nie, en. Ek moet myself vir die Here gee. Sy het haarself vir die Here gegee, en dis wat ek iets by haar geleer het. En wat ek altyd sal onthou, sy het nie verskonings gemaak nie. Die feit dat sy nie kon sien nie, was 'n goeie verskoning. Want ek bedoel, kyk hier so sy partykeer die blousie verkeerd om aangehaad en die skoene was 'n storie. Iemand is nie happy vanmôre nie. Maar daar's verskonings. En ons maak ook baie keer verskonings hoekom ons nie beskikbaar is vir die Here nie. Ek is te besig. Okay, maar kom ons vra die Here om 'n klomp goed van jou weg te vat, dan het jy meer tyd. My besigheid, ek kan my nie draai nie. Luister, ons moet net bid dat daar minder besigheid dan gaan wees, want dit klink my, jy kom nie by alles uit nie. En jy kom nie by die Here uit nie. Net nie dit nie asseblief, jy sien. Want die Bybel sê mos, as jy baie het, wil jy net nog meer hê, en meer hê, en meer hê, en meer hê. En ons vergeet van wat belangrik is, en God is belangrik. So, ek gaan vir 2 weke in elk geval, gaan ek oor hierdie tema praat, en ek wil hê jy moet luister vanmôre, dat die Here met jou praat, en jou hart praat, want ons het soveel verskonings wat ons voorhou altyd. Wat ek vir die Here kan doen. En ek hoop jy gaan miskien iets kan ontdek vanmôre. Ek weet nie wat ek kan doen. Luister, daar's baie wat jy kan doen. Miskien besef jy dit nog net nie, maar God wil jou gebruik, en God wil jou gebruik om 'n verskil vir hom te maak, op elke terrein. En ek en jy moet net beskikbaar wees en sê, Here, hier is ek asseblief, gebruik my net, gebruik my tot eer, verheerliking van die naam. Here, ek wil daar wees vir u.
Ek wil 'n verskil vir u maak. Pastoor, maar jy weet nie waartoe ek gaan nie. Ek gaan deur verskriklike dramas. Luister, as kind van God gaan ons almal deur dramas, want die vyand sorg daarvoor. En nou om dit ook as verskoning te gebruik. So ek gaan spesifiek dan praat oor diens as antwoord op God se genade. Kom ons lees Markus 10 vers 45. Jesus is waaroor hierdie vers gaan, want die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Eina. Jesus het nie gekom om gedien te word. Jesus het gekom om te dien. Hoe dis lekker om gedien te word. Maar Jesus het die voorbeeld gestel, nee, jy moet dien. Met ander woorde, ek en jy moet die minste wees. So die kernvraag is, wat kan ek vir die Here doen? Nou hierdie vraag moet reg verstaan word, want God het niks nodig nie. Kom ons wees realisties, het God iets nodig? Niks nie. Alles behoort in elk geval aan hom, tog nooi hy ons in sy werking. Weet jy die bediening in die gemeente wat op hierdie stadium die vinnigste groei is ons silwerkrone. Want ons het die meeste nog gehad by 'n byeenkoms. Ek dink dit was 45 as ek nie mis het nie. Eers die Woensdag wat verby is. En dit is vir my net awesome wat die Here besig is om te doen daar. Dit is vir my awesome om te sien hoe God werk en die gesindheid en die honger wat die mense het. En ek praat nou nie honger van net die bord kos nie, hoor. Die honger wat hulle het. Om by mekaar te wees as kinders van die Here en tyd saam te spandeer. Ek en jy moet die Here dien. Ons moet vir die Here 'n verskil maak. Ek en jy is hier om te dien, nie gedien te word nie. Ek en jy moet 'n verskil maak. So ons diens is ook nie betaling nie, dis antwoord op genade. So ek en jy moet besef, dis antwoord op genade, ons werk vanuit verlossing. Want Jesus het vir ons al hierdie goed gedoen, en hy het nie gekom om gedien te word, hy het gekom om te dien, en dis wat hy wil hê ek en jy moet doen. Want eintlik verdien ek en jy niks nie. Ons kan nie hierdie liefde van God verdien nie. Daar's niks wat ek en jy kan doen om dit ooit te verdien nie. Want kyk wat maak ons, almal van ons sondig, né? En net dit is al klaar rede om nie daai liefde te verdien nie. Nou daar's 3 ankers en dit sal uitkom uit baie van die punte. Genade kom altyd eerste, gehoorsaamheid volg en Christus bly die middelpunt. Dit moet altyd gaan oor Jesus. Hy moet die middelpunt wees van my bestaan. So eerste punt wat ek aan u wil voorhou in hierdie boodskap wat ek vir die Here kan doen is, gee jouself volkome oor aan die Here. Romeine 12 vers 1 sê, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. So die eerste ding wat ek moet doen is om te sê, hier's ek. Here, gebruik my net soos u wil. Hier's ek. Ag, maar ek is so klein. Luister, God kan enigiemand gebruik. Ek moet net beskikbaar wees. Ek moet net daar wees vir God. Sê, hier is ek. Ek's beskikbaar. Werk in en deur my. Dit gaan nie net om te hê heeltyd nie. Nee, dit gaan om te gee, myself te gee. Om beskikbaar te wees vir die Here. God vra eers jou hart. Nie net jou geld en nie net jou tyd nie, nie net jou talente nie. Hy soek jou. Hy soek jou en my. Is ons beskikbaar? Nou oorgawe beteken, gee jou wil aan God, gee jou planne aan God, gee jou toekoms aan God. Hoekom? Want God ken die toekoms. Ek en jy weet nie wat môre gaan gebeur. Ek en jy weet nie of ons môre nog eers hier gaan wees.
Weet, Annika vertel vir my, sy het 'n vroukie begrawe hierdie week van in haar 50's, wat baie siek was. En die familie het dit nie so weet nie, sy het dit weggesteek vir hulle. Sy het nie, was nie getroud nie, nie kinders gehad nie. En sy het 'n LLB graad agter haar naam gehad, en tog het sy haar hele lewe lank as 'n waiter gewerk. Ek verstaan seker goed nie. Die feit is net, haar familie het nie so weet sy siek nie. En daar sterf sy. Was daar niemand van die familie wat so naby aan haar was om agter te kom, hier's groot fout nie? Jy sien, was nie een van hulle beskikbaar om daar te wees vir haar, dat sy vertroue kon hê om oor te dra, maar luister, ek's baie siek. Jy sien, baie keer vang dinge ons omkant, omdat ons nie beskikbaar is vir God, om daar te wees nie. Onthou, ek het nou, paar weke terug het ek gepraat, 2 weke oor, wat beteken dit om te gee? Nou gaan dit oor, wat kan ek vir die Here doen? En het sluit my eintlik aan daarby. Die Here soek jou, hy wil hê, jy moet 'n verskil maak in mense se lewens. Die Here wil hê, dat ek en jy iets moet gaan doen vir hom. Maar ons is so vol verskonings. Ag, en dit kom maar uit die Bybel uit. Ek bedoel, Moses het die verskoning gehad, ek kan nie praat nie. Sê die Here, moenie worry nie, ek sal 'n Aaron vir jou gee. Jeremia het die verskoning gehad, ek is te jonk, en die Here sê, luister, ek sal die woorde op jou tong lê. Ek sal die woorde in jou mond gee. So gaan dit net aan en aan en aan, verskoning of verskoning of verskoning. En die Here sê, nee. Hou op om verskonings te maak. Oorgawe beteken om oor te gee aan die Here. En waaroor gaan dit? Dit gaan oor om Christus as jou Here te hê. Laat hom regeer oor elke deel van jou lewe. Weet wat die probleem baie keer is? Daar's areas van ons lewe wat ons nie vir die Here gee nie. Here, nee, ek's bereid om alles te gee. Nee, Here, los net hierdie stukkie uit. Jy weet, dis myne. Gee alles vir die Here. Want alles behoort in elk geval aan hom. Nou die kernwaarheid hier is, wanneer God jou hart het, sal hy ook jou hande hê. Dit was vir my mooi toe ek dit raak lees. Wanneer God jou hart het, gaan hy jou hande ook hê. Baie mense gee hulle hande vir die Here, maar dit gaan nie oor werke nie. Het gaan oor genade. En daai genade sê, gee jouself vir my, dat ek jou my kind kan maak, want as jy jou hart vir my gaan gee, is jou hande dan ook myne. So waar begin? Begin nie by jou hande nie, begin hier. Want as niks wat ek en jy kan doen nie, wat werke betref nie, ek moet net myself gee. En sê, Here, hier is ek. Tweedens, dien God deur ander mense te dien. Nou kom ek gaan terug na Tannie Joey toe, wat ek in die week begrawe het. Ek het soos 'n babetjie gejump by haar begrafnis, en ek doen dit nie gewoonlik nie, want mens leer mos nou om jouself mooi te gedra as predikant. Ons nou 'n beeld om voor te hou. Want sien die bedankings toe ek dit lees, ek het dit nie voor die tyd deurgelees nie, dit was 'n fout. Want daar het gestaan, Pastoor Andries, dankie dat jy altyd daar vir my ma was. Sy het altyd na diens gekom en gesê, daai pastoor het my nou weer so gedruk en gesoen. En ek voel so goed. Want sien, sy het my nie gesien nie, dat ek haar altyd so besluip. Weet, so agter haar ingekom en dan die een aan nek, dan sê sy, dit kan net die pastoor wees. Dankie Here dat ek vir Tannie Joey iets besonders kon doen. Ek het Woensdag weer so gesmaal, want ek het almal gaan groet wat hier was. Al die ooms en al die tannies. Ek kan nou nie meer sê ooms en tannies nie, want van hulle is dieselfde ouderdom as ek. Maar ja, ek het almal gaan groet. En die een tannie sal ek nie vergeet wat sy vir my gesê het, pastoor, hier is die toppunt van my week. Sê, hoekom? Pastoor, hy druk en soene van jou.
Ag Here, stuur asseblief vir oom, maar is okay. Ek staar. Want sien, dit gaan oor dat ek 'n verskil moet maak. En jy moet 'n verskil maak. Ek en jy moet ander mense dien, ons moet bereid wees om die minste te wees. Dis nie altyd lekker nie. Want weet julle wat, dit kos baie keer 'n prys. Dit is nie maklik nie. Jesus identifiseer met mense in nood, wat aan die geringstes gedoen word, en dit kom daar uit Matteus 25 ook uit. Wat aan die geringstes gedoen word, word aan hom gedoen. Maar diens moet ook sigbaar word. Ons kan Christus eer deur mense lief te hê in sy naam, deur om te gee. Ek het vanoggend julle 2 dopgehou. Ma en seun. Want ek het op 'n stadium gesien hoe ma so ingehaak is by hom. Sy vrou is by die kinderkerk hoor. Maar ma so, dit het my getref vanmôre om te sien, hierdie ma gee regtig om, en hierdie seun is lief vir sy ma. Daar's geen twyfel daaroor. Ek kan dit sien. En sien, dis baie keer wat ook nodig is. Wat maak dit saak wat mense sê? Het gaan oor wat God sê. God wil hê ek en jy moet dien. Ek en jy moet beskikbaar wees. Ek en jy moet sê, luister, ek gaan vir die Here 'n verskil maak. En baie keer al wat dit nodig is om 'n ou drukkie te gee en te sê, is okay dat jy jou vanoggend self raak gesny. Al maar dit dis hoe jy moet optree, sis. Weet jy wat, baie keer gaan dit net oor daai belangstelling en nou omgee en net om te sê, maar, alles gaan okay wees. Ek het in die week, het ek weer by iemand gekom, Zonnie, wat ek voorgesê het, dis okay om nie okay te wees. My vrou se gesig, en toe kon ek vir haar drukkie gee en te sê, is okay om nie okay te wees nie, maar gee die Here kans, hy gaan jou okay maak. Hy gaan jou help. Dit sal okay wees, want God sal vir jou help, God sal vir jou onderneem. God is daar vir ons, ek en jy moet dit net begin besef. Maar as ek daar vir hom, is ek daar vir hom om 'n verskil te maak in mense se lewens? Nie altyd nie, nee, dis die probleem. Nou die praktiese diens gaan oor bemoedig iemand, besoek siekes, help armes. Pastoor Japie lê nou al 'n paar dae op my en ek kom nie daarby uit nie, en as ek bel word die foon nie geantwoord nie, want iemand is op sy hart gelê. Hy moes eintlik gebel het, maar ek het toe nog gebel. Vanoggend in die badkamer, ek gehoor, hoe gaan dit met julle? Is alles okay? En hy het gehoor op die einde toe, sê hulle baie dankie vir die omgee, vir die skakel, vir die belangstelling. Dis 'n klein dingetjie, maar wie wat baie keer moet ek en jy nie daai stap neem om te sê, maar hierdie persoon is op my hart. En as hy persoon op jou hart is daar 'n rede, doen iets daaromtrent. Bel daai persoon, of gaan besoek daai ou, of maak net kontak op 'n manier, al is dit 'n WhatsApp, al is dit 'n SMS, hoor julle wat ek sê? Wees net beskikbaar vir die Here. Nou nog diensgeleenthede wat ek en jy het is, bid saam met mense, vergewe, wees gasvry. Dis wat julle moet doen. Gasvry beteken nie, ek het altyd kos en koekies om te gee nie. Gasvry beteken, weet wat, ek het 'n glasie water wat ek vir jou kan gee, maar kom ons drink 'n glasie water saam. Kom ons bid saam. Kom ons vra die Here om te help, kom ons vra die Here om te onderneem. Want jy sien, ware godsdiens gaan oor liefde, maak ons geloof sigbaar. Dis baie maklik vir my en jou om te sê, ek glo. Maar wat sê jou werke?
Hoor julle wat ek sê? As jy sê jy glo, moet jou werke daarby pas. Bid net vir my hoofpyn, ekskuus nou Sean, jy lê hand op en jy bid, en as ek amen sê, dan sê Sean, waar is die pynpille? Dis die probleem waar daar is. Want ek en jy sê ons glo, maar ons werke sê die teenoorgestelde, maar nou gryp ek na die pynpille. En as niks met die pynpille verkeerd nie, maar hoekom moet jy dan gaan bid? Ek vra. Want jy sien, my werke moet by my geloof pas. Soos ek 'n ding bely en 'n ding sê, moet my dade daarvan getuig. Ek wil weer vir julle 'n voorbeeld gee, en ek kom so duidelik hier na vore in hierdie boodskap, en ek kon nie anders as om hierdie voorbeeld weer te gee nie. Ek gaan nie om lank uittrek nie, lang storie kort, gesin wat baie swaar gekry het, baie lief vir die Here gewees, maar baie swaar, daar was nie kos in die huis nie. En die vrou is weer op haar knie, en die vrou bid en sê, Here asseblief, en die Here sê vra die volgende, sê vir jou man en vrou, hulle moet hulle beste klere gaan aantrek, beste klere gaan aantrek. Wat? Ek het seker verkeerd gehoor. Here sê vra, gaan trek die beste klere aan wat julle het. En gaan dek die tafel met die mooiste borde en mense en virke wat julle het. En sy gaan sê dit vir haar man, en jy weet, die man se reaksie, het die hongerpyne nou so 'n bietjie breinskade gegee. Sy sê nee, die Here het my gepraat. En hulle trek aan, hulle gaan sit, daar's nie kos nie. En sy sê vir haar man, kom ons gaan bid en vir die Here dankie sê vir die kos wat hy nou vir ons sou gee. Hæ? Waar? Bid. En hulle stem saam en sê, Here dankie vir die kos wat hy vir ons gee. Die oomblik wat hy amen sê, toe sal klop aan die deur. Hier het regtig gebeur, en dit was vir my die awesomste getuienis. Toe sit die maatskaplike werkster wat met die gesin gewerk het, en sy sê, en sy's gedres to kill die maatskaplike werkster, want sy kom van 'n baie groot funksie af, en sy sê net 'n kwart van die mense het opgedaag vir die funksie. So daar is soveel kos oor, en sy het vir die Here gevra, wat nou, want sy het baie plekke waar sy kan gaan aflaai, maar die Here het gesê, vat dit net na een plek toe. Julle, en toe sit nie gewone kos nie, luister hier, ek dink nie ek het dit al eers geëet nie, dit was kaviaar, en dit was al hierdie smart vis, en al hierdie smart vleis, en lamsboude, en kom ek sê vir ons, daai vrou nie gehoorsaam was daai kos nie daar afgelewer nie. Want sy het die geloof gehad om te hoor wat God gesê het, en sy het God vertrou, en sy het gedoen wat God gesê het. Ek vertel vir Pastoor Japie, ek hoor in hierdie week weer, waar 'n sendeling getuig. En ook 'n lang storie, ek hou dit kort. 3 maande voor hierdie gebeurtenis, lê die Here op 'n gesin in Amerika se hart, om vir hierdie gesin, wat sendelinge is daar in Suid-Amerika, in die boondoes in, om vir hulle 'n groot boks goed te stuur. Maar nie wat nie, kindergoed, kindermelk, doeke, dummies, bottels. Maar die ouens het nie 'n babietjie gehad op daai stadium nie, maar hulle maak hierdie boks bymekaar, onthou nou, dis 3 maande. 3 maande later bid hierdie sendeling paar saam en sê, Here, jy het nou vir ons 'n babietjie gegee, maar ons het niks nie. Daar's nie klere nie, daar's nie doeke nie, daar's nie kos nie, daar's niks nie. Wat moet ons doen? Ons vra hulp, en die antwoord is daar 3 maande later, nadat hierdie pakkie gepos is, kom hy op die dag waar hulle bid, daaraan by hulle. Die Here het 3 maande voor die tyd al geweet. Maar jy sien, ek en jy moet diensbaar wees, want dink nou as daai gesin nie gehoorsaam was, om daai boks te pak nie. Maar dit klink rof. Ek sê vanoggend vir Pastoor Japie, onthou jy die suiwerm storie? Toe sê hy, ja, hy was hier so daai oggend, die vrou het daar gesit.
Ek's besig om te preek, en skielik kom hierdie naam by my op, Suiwerham. Ek dink, Suiwerham, wat? In my preek, Suiwerham. En ek sê vir die mense, ek weet nie hoekom ek dit moet sê nie, maar ek moet Suiwerham sê. Ja, maar hierdie vrou is op haar voete, en sy sê, maar, sy het vir die Here gesê, as hy 'n realiteit is, moet daai pastoor sê Suiwerham. Nee, ek gaan nie Bloubil sê nie, Penny. Maar kan julle hoor? Dit gaan oor om beskikbaar te wees en gehoorsaam te wees en te sê, Here, ek gee myself. Dis die stoepigste ding denkbaar om in jou preek Suiwerham te sê, nie weet hoe hoekom nie. Ek en jy moet gehoorsaam wees en sê, Here, hier is ek, gebruik my, want Here, my geloof moet sigbaar word. Dit luister, ons is nie undercover vir die Here nie. Die mense moet nie wonder of 'n kind van God is nie. Hulle moet weet, deur my werke. En dis hoekom dit so belangrik is. Nommer 3, gebruik die gawes wat God vir jou gegee het. Ek kom so dikwels by mense en dan sê hulle, hoe pastoor, ek het sangopleiding gehad in my dae, dan wil ek hulle met die vuis slaan. Hoe pastoor, ek werk nog altyd so mooi met kinders, maar dan doen hulle niks vir die Here in verband met dit. Musikant, sanger, bediening, kos maak. Ek's nou die dag by 'n vrou en sy sê, nee, sy is 'n opgeleide chef, sy het al haar papiere, alles. Dan sê ek, en wat doen jy in verband met dit vir die Here? Nee, niks nie. Why? Jy het so baie wat jy kan doen vir die Here. Wees net beskikbaar, so ware godsdiens. Gaan dan, nommer 3, dan ook verder. Gebruik die gawes wat God jou gee. 1 Petrus 4 vers 10 praat daarvan. Elke gelowige het iets ontvang. So genadegawes is nie net vir vertoon nie, dis vir diens. As die Here jou 'n gawe gegee het om met ou mense te werk, dis 'n gawe wat hy gegee het. As hy 'n gawe gegee het om met mense te werk wat stikkend is, dis 'n gawe. Jy moet dit gebruik, dis 'n genadegawe wat hy gee, om te sê, ek gee vir jou iets, wat doen jy daarmee? Jy sien, die realiteit is, almal kan nie preek nie, maar elke gelowige kan dien in die liggaam van Christus. My pastore weet, en baie van die pastore wat om met my te doen gehad het, is weet presies waaroor dit gaan. As iemand by my kom en sê, ja, hulle is nou 'n pastoor, en hulle wil nou graag vir die Here werk, is daar plek in die gemeente? Ek sê, ja, is plek in die gemeente. Wat wil jy kom doen? Nee, ek wil kom preek, as ek daar is die deur. Ek sê, as jy wil vir die Here iets wil kom doen, deur te kom preek, is jy verkeerde plek. Hierso werk ons vir die Here, ons preek nie net. Want preek is so 'n klein stukkie in elk geval. Wat doen jy vir die Here? Te veel wil preek en niks doen nie. Jy weet, daar siening by mense, die pastoor is die lekkerste werk denkbaar. Hy preek Sondag, en is nou net een diens op 'n Sondag, en die res van die week het hy af. I wish. Jy moet vir die Here werk. Jy moet 'n verskil vir die Here maak, deur diensbaar te wees vir God. Deur te sê, Here, hier is ek. Dankie dat U vir my gaan help, dankie dat U vir my gaan onderneem, en dankie dat U vir my gaan deurdra. Maar Here, hier's ek. Ek is beskikbaar. Gebruik my, hier's ek. Nou voorbeelde van hierdie gawes is om te leer, te bemoedig, deur te gee, nog gawes is om te lei, te dien, barmhartigheid te bewys. Maar die maatstaf is, God vra nie menslike beroemdheid nie, hy vra getrouheid.
Kan ek gou vir julle sê, dit is nie maklik om vir die Here te werk. Soveel mense gehad in die verlede, hulle spring weg met 'n bang. Laat ek vir jou sê, joh, en na so 'n paar weke dan is die wiele pap. En na die engine ook in die tussentyd heeltemal die gees gegee. Why? Want die aanslag gaan natuurlik kom, alles gaan nie net maanskyn en rose wees as jy vir die Here werk nie, daar gaan teenstand kom, daarvoor sal jou teenstander, die vyand, die duiwel seker maak. Maar ek en jy moet deur hierdie goed werk. Ek en jy moet sê, Here, hier is ek, U gaan vir my help, U gaan vir my onderneem. So dit gaan nie oor beroemdheid nie, me, myself and I, dit gaan oor getrouheid, ek werk vir die Here. Vierdens, vertel vir ander van Jesus. Ek het Vrydag 'n jong man in my kantoor gehad en het gaan rof met hom. Nou luister ek na sy storie. Toe sê ek vir hom, luister, is tyd dat jy jou lewe reg kry. Is tyd dat jy jou lewe met die Here reg maak en jou goed begin uitsorteer. Die oë is net so groot. Want weet jy wat, dis waar ons begin, deur myself vir die Here te gee en my lewe te begin reg kry vir hom. Ek sal sy woorde nie vergeet, die pastoor, jy is die eerste ene wat durf waag om dit vir my te sê. Dan is dit goed. Ouers wil my al slaan, omdat ek vir hulle sê, jy moet jou saak met die Here uitsorteer. Ek ken nou van julle wat langs aan my kom weet, jare terug het 'n ou op my geskiet, omdat ek vir hom gesê. Koel het my nie getref nie, maar God het my beskerm. Dit kos baie keer prys. Ouens wil jou slaan. Ouens wil jou skel, ouens wil jou sleg sê. Luister, hulle kan dit maar doen, want ek doen dit vir die Here, ek doen dit nie vir mense. Ek doen dit nie om gesien te word. Jy weet, in die ou dae toe ek nog lyfie gehad het, kon ek nog vinnig weghardloop, het raak nou 'n bietjie moeiliker. So eintlik is dit ook 'n goeie ding, maar nou moet ek nog meer op die Here vertrou, sê. Wat probeer ek vir jou sê? Vertel vir mense van die Here. Moenie bang wees nie. Maar ja, dit help nie, jy sê jy glo nie, jy moet dit wys. En dis wat belangrik is. En dis wat ek en jy moet doen. Jy sien, die groot opdrag is nie net vir predikante nie. Dis nie net ek wat vir mense moet gaan vertel van Jesus nie. Jy moet ook! Jy moet ook sê, Here, hier is ek, gebruik my, help my. Want Here, U kan enigiets doen. Ek wil die instrument wees. Ek wil beskikbaar wees vir U. Werk in en deur my net soos U wil. So wees beskikbaar vir die Here. Want ons dien hom. Soos nie net vir predikante nie, dis ook vir die kerk. En dan sê hy verder, elke Christen is geroep. Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So wat is daai groot opdrag? Daai groot opdrag sê, getuig. Daai groot opdrag sê, maak disippels. Daai groot opdrag sê, wys mense na Jesus toe. Dis wat ek en jy moet doen. En wie wat, begin eenvoudig. Vertel wat Christus vir jou gedoen het. Jy weet, ouens dink, jy moet deur hierdie enorme kursusse gaan, hoe om 'n siel vir die Here te wen, terwyl dit so eenvoudig is, jy moet net getuig wat die Here vir jou doen, en gedoen het, hoe jy by die Here uitgekom, en wat hy elke dag vir jou doen. Leef die evangelie voor. So dis 'n lewenswyse, dat mense dit kan sien.
En weet jy wat evangelisasie is, liefde? Ons deel omdat mense Jesus nodig het. En hoe gaan hulle dit ervaar? Deur my en jou liefde, wat hy vir ons gegee het, deur dit uit te strom. Hans, ek hoop nie sy skrik al dood nie, hierdie pastoor vat sommer my hand. Maar dis die liefde wat die Here wil hê, ek en jy moet hê in ons hart, om te sê, maar weet jy wat, die Here het jou lief, gee om vir jou. Ek en jy moet net beskikbaar wees, om te sê, Here, hier is ek, jy gaan vir my help, jy gaan vir my onderneem. Ek sluit af vandag, as 10 punte, maar vandag doen ek net 5. Leef 'n heilige lewe, 1 Petrus 1, vers 15 en 16 sê, dat God word geëer, wanneer sy kinders anders leef, in 'n donker wêreld. Beteken die heiligheid die volgende: eerlikheid, reinheid, nederigheid. Dit wys ook gehoorsaamheid, liefde, vergifnis. En jou lewe getuig die volgende: jou lewe is dikwels die eerste Bybel wat mense lees. Jou lewe. En broeder en suster, ek weet baie van ons is baie besig. Maar ons is so besig om kom nie uit by dit wat eintlik belangrik is nie. En dis die Here. Vrydag het dit my so getref, Eben gryp my daar, want ek het gaan open en so 'n bietjie hulle bedien daar, by Toulouse man, toe sê hy vir my, en ek kan nou regtig sê, dis die eerste keer in my lewe dat ek so iets doen. Ek moes 'n kansel salf. Dit was op sy hart. Hy sê dat elke ou wat hier kom, iets gaan ervaar van die Here, dat die woord regheid gaan wees, dat die woord gaan wees soos die Here dit wil, en ek het hy kansel gesalf, want wie wat? Dis wat God gevra het. Die duiwel gaan ons nou nie op Eben se hart lê om die kansel te salf nie. Hoe stupid is die duiwel? Nie so nie. Dis God wat met hom gepraat het. Maar sien, dis sulke goed, waar ek en jy nie gewoonlik gehoorsaam is nie, want dis dan so stupid. Ek en jy moet gehoorsaam wees in die stem van die Here. Ek wil afsluit, ek het hierdie week, het ek die skool gaan open by Tuinrand, ek het 2 dienste daar gehad, want ons so baie kinders is in 2 groepe opgedeel. En weet jy, dat weer so baie herinneringe teruggekom, ek het dit met Elise gedeel. Want toe kom die hele Sjaldien, en ek dink is 19 jaar nou terug, né? Amper 20. Volgende jaar, Februarie, Maart, is het 20 jaar. Kom al die memories weer terug, toe dink ek net daaraan. Wow! Dis 20 jaar later, ek kom nog steeds daar. Ek bedien nog steeds vir die Here. Ek is nog steeds beskikbaar vir die Here. Ek is nog steeds beskikbaar om te doen wat die Here wil hê ek moet doen. Is jy beskikbaar? En is jy bereid om so getrou te wees en deur aan te gaan en aan te gaan en aan te gaan? Weet jy, dis awesome, is volgende jaar 20 jaar, daar is Elise. Die eerste ding wat ek gedoen het, nadat Sjaldien gekry is, en ek al moes gaan vertel, en saam met haar sit, het ek vir haar gesê, Elise, maak jou saak met die Here, reg, gee jou hart in die Here, kan jy dit onthou? Dis die eerste ding, en in die tussentyd het ek al gedoop, en sy is nog steeds in die kerk, 20 jaar later. Sy het by die Here uitgekom, want sy was ver van die Here af. Wie wat Sjaldien is okay, maar sy was nie okay nie, maar sy is ook nou okay, al raak die liggaam bietjie oud, nee. Maar ek en jy moet beskikbaar wees vir die Here, om te sê, maar ek sal 'n verskil maak, as niemand dan anders wil nie, ek sal dit doen. Ek sal daar wees, om dit te doen wat die Here wil hê ek moet doen. En ek haas my, ek gaan klaarmaak, ek gaan alles probeer saamvat vanmôre. As jy sê, Here, wat kan ek vir u doen? Want ek is ook nou maar oud en afgeleef, en ek weet nie of daar nog iets is hier, daar is altyd iets. Praktiese toepassing is,
Begin hierdie week deur te sê, Here, ek gaan eerlik met U praat en eerlik voor U antwoord. Toets jou hart, is my hart volkome oorgegee, waar kan ek iemand dien? Toets jou roeping, gebruik ek my gawes, deel ek die evangelie. Toets jou lewe, leef ek heilig, bestuur ek my tyd wys. Toets jou getrouheid, is ek getrou met wat God gee? Dien ek wanneer niemand sien nie? Die groter vraag hier is, nie net wat kan ek doen nie, maar Here, U het my alles, het die Here jou alles? Het jy alles vir hom gegee? Want hy soek jou hart, nie eerstens groot prestasies nie, hy soek harte lewens, wat aan hom behoort. En as ons nou 'n bietjie teologies moet raak vanmôre, dis nou vir die Bybelkollege studente wat ek nou hierdie stukkie ingebring het vanmôre. Diens is vrug van ware geloof en genade dra gehoorsaamheid. Weet, baie ouens wil sê, ek kan maar lewe soos ek wil, want God se genade is so groot, ek sal in elk geval hemel toe gaan. Don't bargain on it. Jy moet die Here dien. Dan sal die genade inskop vir jou. Genade is nie vir 'n ou wat nie wil regkom nie. Genade is nie vir 'n ou wat die Here nie wil dien. Definitief nie. Genade beteken, ek gee myself oor aan die Here. Want sien, Christus gebruik gewone mense, wanneer ons onsself gee, gebruik hy ons vir sy koninkryk. En die uitnodiging wat ek vanoggend wil rig is, wil jy nie sê, Here, ek het nie baie nie, maar wat kan ek doen? En die Here antwoord vanoggend, gee jouself. Gee hom alles, gee hom jou hart, gee hom jou lewe, gee hom jou gawes. Ek sluit af met Kolossense 3 vers 23. En alles wat julle doen, doen dit van harte, soos vir die Here. Alles wat julle doen, doen dit ter harte soos vir die Here. Kom ons buig ons hoofde. Broeder en suster, soos ek vir u gesê het, dis 'n boodskap waarmee ek al lank stoei. Want mense kom op 'n punt waar hy sê, Here, ek gee myself, ek is beskikbaar vir u, maar die meerderheid mense kom gewoonlik nie daarby uit nie. En God het vanoggend met jou gepraat om te sê, maak jy 'n verskil. En dit wat jy doen, kan jy 'n verskil maak. Die mense met wie jy te doen het, daar kan jy 'n verskil maak. Begin dit net doen. En begin net vanoggend sê, Here, hier is ek, gebruik my, net soos U wil. Hou op om verskonings te maak, want die Here het jou al gevra om goed te doen, dat jy verskonings, nee, maar ek weet nie hoe nie, of ek kan nie praat nie, en. Miskien kan jy nie sien nie, maar jy kan sien. Miskien kan jy nie hoor nie, maar jy kan hoor. Miskien kan jy nie praat nie, maar jy kan praat. Wees net beskikbaar. So baie mense sê, maar Here, dis nie hoe ek groot geword het nie. Weet wat, begin dan verander, soos die Here wil jy moet verander. Want dit gaan definitief nie oor hoe jy groot geword het nie. Dit gaan oor God het 'n plan vir jou lewe. En hy wil jou gebruik, en hy wil hê jy moet 'n verskil vir hom maak. So begin 'n verskil vir hom maak. En weet jy, ons wil U bedien, ons wil saam met U bid vanmôre, as jy sê, Here, hier is ek, gebruik my, ek staan op volgende, ek gee myself oor. As jy dit wil doen vanmôre, nooi ek jou uit na vore, ons wil saam met jou bid, ons gaan jou salf. Ons gaan vir die Here vra dat hy vir jou gaan help, vir jou gaan onderneem, dat jy 'n verskil gaan maak. En ek wil jy net jou oë toe hou vanmôre, vergeet van die mense nou, vergeet vir jou man, jou vrou, jou kinders, jou ma, pa, man, dit gaan nie oor hulle nie, dit gaan oor jou en God. Sê net, Here, hier is ek. Ek is beskikbaar, ek wil 'n verskil maak. Want Here, dit is tyd dat ek 'n verskil gaan begin maak. En God gaan vir jou help. Ek vra my pastore, kom help my asseblief. Maar vertrou die Here vanmôre. Sê, Here, hier is ek.
Maak tog gaan vir ons verder lei, maar wees jy net beskikbaar en sê, Here, hier is ek. Ek bied myself aan vir U. Hier is ek, Here. Dankie dat U gaan help, dankie dat U gaan onderneem. Here, ek salf my sis in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, sy sê, Here, hier is ek. And I will sing to you. I will sing